Ons hou nie van waarskuwings nie. Maar daar's soveel waarskuwings in die woord van die Here wat ons help om die wil van die Here in 'n gegeewe situasie te kan onderskei. Die Here waarsku ons, daar's soveel. En weer eens, vat 'n ander kleurpen en begin merk die waarskuwings wat die Here vir ons in sy woord gee. Daai waarskuwings is eenvoudig net daar. Luister baie mooi omdat hy jou liefhet. Daai waarskuwings daar omdat hy jou wil beskerm. Daai waarskuwings is daar omdat hy die beste vir jou in die storie het. Daai waarskuwings is daar omdat hy nie wil hê jy moet seer kry nie. Hy wil nie hê jy moet deur 'n egskeiding gaan en daai pyn ervaar nie. Hy wil nie hê jy moet jou werk verloor nie. Hy wil nie hê jy moet hierdie pyn ervaar nie. So hy waarsku ons in sy woord oor sekere dinge. Nou, ons is besig om te praat hierdie jaar oor ontdek jou plek, 'n geestelike reis waar ek bewus word van my posisie, geestelike gesag en God gegeewe doel in Christus Jesus. En het ons gesê om jou plek te ontdek, moet ek sekere keuses maak. En ons lees uit Deuteronomium 30 vers 19 en 20. Ek neem vandag, sê die Here, die hemel en aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en hom aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land van die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Kies dan die lewe. Vanoggend wil ek met u praat oor besluit om die wil van die Here te soek. Besluit om die wil van die Here te soek. Jesus het gesê, ek het gekom nie om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus sê, julle bediening, julle lewe op aarde was gekenmerk deur 'n toegewydheid aan die wil van sy Vader. Jesus sê dan ook, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hom wat die wil doen van my Vader wat my gestuur het. Ek en jy moet vanoggend die wil van die Here soek. Ons is besig met die Bible recap en dit is vir my baie interessant in die Ou Testament waar die volk nou in die woestyn en goed deurgaan en so voorts. Wat gebeur het as hulle die wil van die Here gesoek het en wat gebeur het as hulle eenvoudig net hulle eie wil gesoek het. Die rede hoekom ons nie die wil van die Here soek nie, is eenvoudig net omdat ons dink dat ons wil is net so goed indien nie beter as die wil van die Here nie. Dis eintlik maar net hoogmoedigheid, dis eintlik maar waarop dit neerkom. Maar die woord van die Here sê ons moet die wil van die Here soek. Nou kom ons kyk net in Romeine hoofstuk 12 vers 2, want hier is 'n baie interessante stelling wat ek u aandag wil opvestig rondom dit. Onthou net dat die woord van die Here gee vir ons in baie opsigte die wil van die Here. As ons gaan kyk net die Ou Testamentiese wette, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie daai goetertjies, is alles vir ons net, dis die wil van die Here. Dis baie duidelik. Jy weet, dis die wil van die Here en jy kan jou lewe daarvolgens aanpas. Maar as dit kom by ander goed, soos moet ek met hierdie persoon trou? Moet ek hierdie werk vat? Moet ek hierdie besigheid begin? Dan is die wil van die Here nie so duidelik nie. Die wil van die Here sê nie, ja Pieter, jy moet met Sunny trou, of ja Gertruida, jy moet hierdie besigheid begin. Ongelukkig werk dit nie so nie. En baie keer het ons 'n probleem, het ons 'n regtig 'n struggle om die wil van die Here te onderskei in sekere areas van ons lewens. Maar luister wat sê Romeine 12 vers 2. Hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of julle denke. Hoekom? Sodat julle kan beproef of kan onderskei wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Nie net sy toelaatbare wil soos party mense van praat nie, maar sy goeie, welgevallige en volmaakte wil. Pastor, hoe kry ek dit? Deur jou denke te vernuwe, sodat, luister baie mooi, sodat jy kan onderskei wat die wil van die Here is. In sekere gevalle, om met iemand te trou, of om 'n besigheid te begin, of 'n werk, of 'n motor te koop, wat ook al jy wil doen, daai besluite wat ek hier moet neem, is nie vir ons duidelik wit en swart in die Bybel gegee nie, maar ek en jy moet leer deur oefening, deur 'n verhouding met die Here, moet ons leer om die wil van die Here in 'n gegeewe situasie te kan onderskei.
Ons moet dit leer om dit te onderskei. Wat is die wil van die Here in hierdie situasie? Ek sê weer eens, daar sekere dinge, wit en swart, dis die wil van die Here, maar daar's 'n klomp dinge in my en jou lewe wat die Here van ons verwag, wat nie in sy woord geskryf is direk nie, maar ek en jy moet deur die hulp van die Heilige Gees, moet ek en jy leer om die wil van die Here te beproef. Ek en jy moet vanoggend die wil van die Here beproef. Ons moet dit vanoggend laat die Heilige Gees dit vir ons openbaar. En hoe doen ek dit? Hoe onderskei ek die wil van die Here? In die eerste plek, onderskei die wil van die Here deur goddelike opdragte. Deur goddelike opdragte. Ek kan vanoggend so duidelik in die woord van die Here sien, wat is die wil van die Here in sekere situasies, deur eenvoudig net te gaan kyk na die opdragte wat die Here in sy woord vir ons gegee het. Hy sê in Deuteronomium 28 vers 1, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie of opdragte, wat ek jou vandag beveel, 'n opdrag word beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Die woord van die Here is baie, baie duidelik in sekere opsigte wanneer dit kom by God se opdragte. Mense kom baie keer en vra, pastoor, is dit die wil van die Here? En eenvoudig sê ek het, gaan lees net wat die Here gesê het, gaan kyk na sy opdragte, wat het hy jou beveel om te doen? As ek gaan kyk na die bevele van die Here, die opdragte van die Here, dan sien ek baie duidelik die wil van die Here in daardie situasie. Kom ons kyk byvoorbeeld na Handelinge hoofstuk 2 vers 38. Handelinge 2 vers 38 sê die woord van die Here, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Pastoor, moet ek gedoop word? Dis 'n opdrag. Dis die wil van die Here vir my en vir jou. Ek vra altyd die vraag, en ek het eendag 'n preek gepreek, toe sê ek, is die water te koud of wat is jou verskoning? Hoekom word jy nie gedoop nie? Hoekom gehoorsaam ek nie die opdrag van die Here nie? Jy sien, dit help nie ek vra vir die Here se wil in 'n groot saak as ek nie die wil van die Here in 'n klein saak volg nie. Die doop is 'n eenvoudige ding. Die doop is 'n eenvoudige ding. En die woord van die Here gee ons 'n opdrag. Hy sê bekeer jou. Dit kan jy net doen as volwassene. Bekeer jou en laat jou doop. So dis baie duidelik die wil van die Here, want hy gee ons 'n opdrag om dit te kan doen. 1 Johannes 3 vers 23, hy sê, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons die gebod of die opdrag gegee het. So moet ek my naaste lief hê, dis baie duidelik, dis 'n opdrag in die woord van die Here. En as ek deur die Bybel gaan lees en ek gaan kyk die opdragte, en ek het donderdag ook hieroor gepraat by die ou mense, en toe sê hulle, ek moet dit vandag weer bring, want daar's soveel meer wat ek wou sê, maar ek het ook vir hulle gesê, vat 'n highlighter, en 'n sekere kleur, en gaan deur net die Nuwe Testament for that matter, en gaan kyk net die opdragte wat die Here ons gee, en gaan merk dit net, met 'n kleur, kyk in jou Bybel, sodat jy kan weet, hier is 'n opdrag, en as die Here vir my 'n opdrag gee die Here vir my sy wil, want hy kan nie vir my 'n opdrag gee om iets te doen, as dit nie sy wil is nie, want dan gaan hy teen sy eie natuur in, so die Here gee vir ons 'n opdrag, om sy wil in ons te openbaar. Kolossense hoofstuk 3 vers 2, verdra mekaar, en vergewe mekaar, as die een teenoor die ander klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Vergifnis is die wil van die Here. En so kan ek vanoggend voorbeeld gaan, is die eenvoudige opdragte in die woord van die pastoor. Ek weet nie of die Here wil hê, ek moet hierdie persoon vergewe nie. Wat sê die woord? Wat sê die woord? Wat is die opdrag van die Here in hierdie situasie? As ek die opdrag kan lees, kan ek die wil van die Here verstaan, kan ek die wil van die Here onderskei in 'n gegewe situasie. Maar ek baie keer dink ons die opdragte van die Here is te eenvoudig. En ons sien hierso in die gedeelte van Naaman, ek hou van hierdie gedeelte, want ons kan so baie daaruit leer. In 2 Konings hoofstuk 5. 2 Konings hoofstuk 5, ons onthou, Naaman het siek geword, ek dink hy was malaats of iets, en toe gaan hy na die profeet toe. Die Bybel sê vir ons in vers 10, toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom en sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en het weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink. Daar is die grootste probleem. Partykeer moet ons net, as dit by die woord van die Here kom, moet ons eenvoudig net toelaat dat die Gees van die Here ons lei. Ek het gedink, hy sal sekerlik na my toe uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en my malaatsheid wegneem.
Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarom was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars, ek moet nie preek op hierdie ding nie, maar toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel meer nou dat hy vir u gesê het, was jou en word rein. Ek dink baie keer dink ons net die opdragte van die Here of die wil van die Here kan nie so eenvoudig wees nie. Nee, pastoor, dit kan nie so eenvoudig wees nie. Maar baie keer is dit. Baie keer is dit net so eenvoudig. Dis nie so complicated soos ons wil maak nie. Diensknegte sê van Haman, as die Here vir jou 'n groot saak beveel, jy sien ons soek die wil van die Here. Ons wil hê die Here moet aan ons verskyn of 'n engel of 'n profeet en hy moet vir ons hierdie verskriklike storie vertel, hierdie groot opdrag gee. Luister, as ek my nie kan laat doop nie, hoe kan ek die ander goed gehoorsaam? As ek die geopenbaarde wil van die Here in sy opdragte nie kan uitvoer nie, hoe verwag ek dat die Here vir my iets anders moet sê wat sy wil is? Sy wil is duidelik. Hy gee ons duidelik opdragte. Vergewe, hê mekaar lief, vergewe mekaar. Dis eenvoudige dinge. Maar die Bybel sê vir ons dat Haman het na die wil, luister baie mooi, Haman het na die wil van die Here gesoek met 'n vooropgestelde idee van wat die wil van die Here moet behels. En die profeet kom eenvoudig het en hy sê, dis dit. Gaan was jou. Einde van die storie. Dit kan nie so eenvoudig wees nie. Of kan dit? Of kan dit? So ons onderskei die wil van die Here deur goddelike opdragte. In die tweede plek onderskei die wil van die Here deur goddelike waarskuwings. Kerk van die Here, hoekom skop ons as mens so teen waarskuwings? Ons is so geneig om waarskuwings af te skiet. Ek en Renée het al soveel keer gesien dat ons met mense praat, ek spesifiek voor huwelike. Want ek vir mense sê, weet jy, julle moenie trou nie, julle is nie reg nie. Ek sien rooi ligte, pastoor, ons is so lief vir mekaar. Julle moenie trou nie. 'n Maand later is hulle getroud en 6 maande later, pastoor, ons gaan maar skei. Ja, want jy het nie geluister na die waarskuwing nie. Moenie hierdie besluit neem nie. Jy sien nie die waarheid nie, want jy's te naby in die saak en waarskuwings word gegee, maar ons ek weet nie hoekom nie. Veral ons mans, dames, julle gaan amen sê vanoggend, maar ons mans het 'n halwe sekere rebellie teen 'n waarskuwing. Ek weet nie hoekom nie. Ons het net daai ding van moenie vir my sê wat om te doen nie. Maar eintlik, luister baie mooi, is die waarskuwing vir ons eie beswil. Dis om ons te beskerm. In 2 Kronieke 20 vers 15. En hy het gesê, luister almal wat in Judea is, die inwoners van Jerusalem, en u koning Josafat. So sê die Here. Wees nie bevrees of verskrik van wie die groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar 'n saak van God. Trek môre teen hulle af. Kyk, hulle kom met die hoogte Hasis en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal in die woestyn Jeriel. Die Here sê baie duidelik vir hulle, ek waarsku julle, die oorlog gaan gebeur, die mense gaan kom in daardie rigting. Maak julle self gereed want daar is waar die situasie gaan plaasvind. Die Here waarsku julle met die fynste detail. Hoekom waarsku jy jou kind? Hoekom waarsku jy jou kleinkind? As die kinders klein is, dan waarsku ons hulle, moenie dit doen nie. Dis nie omdat jy nie wil hê dat die kind nie met die waaier moet speel nie, maar jy weet hy gaan sy vingertjies daar indruk en hy gaan ten toe aan so 3 van hulle verloor. Kom maar, jy weet dis gevaarlik vir die kind. Die kind kan dit nog nie onderskei nie. Die Bybel sê vir ons sinne is nog nie genoeg geoefen om sekere dinge te onderskei nie. So ons weet nie van die gevaar wat daar is nie. So ons vertrou op die Here se waarskuwings om vir ons te wys wat sy wil is in 'n gegeewe situasie en ons rebelleer daarteen. Ons hou nie van waarskuwings nie. Maar daar's soveel waarskuwings in die woord van die Here wat ons help om die wil van die Here in 'n gegeewe situasie te kan onderskei. Die Here waarsku ons, daar's soveel. En weer eens, vat 'n ander kleurpen en begin merk die waarskuwings wat die Here vir ons in sy woord gee. Daai waarskuwings is eenvoudig net daar. Luister baie mooi omdat hy jou liefhet. Daai waarskuwings daar omdat hy jou wil beskerm. Daai waarskuwings is daar omdat hy die beste vir jou in store het. Daai waarskuwings is daar omdat hy nie wil hê jy moet seer kry nie. Hy wil nie hê jy moet deur 'n egskeiding gaan en daai pyn ervaar nie. Hy wil nie hê jy moet jou werk verloor nie. Hy wil nie hê jy moet hierdie pyn ervaar nie. So hy waarsku ons in sy woord oor sekere dinge. Hy sê vir ons in Matteus 6 vers 19.
Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar daar geen mot of roes verniel en waar geen diewe inbreek en steel. Die Here waarsku ons dat ons hart op die regte plek moet sit, want hy weet waar jou skat is, gaan jou hart wees. Hy weet dit. En daarom waarsku ons, hy sê wees versigtig. Want as jou skat op die verkeerde plek is, gaan jy seer kry. En die Here waarsku ons. En dit dink ons nie, maar die Here wil net nie hê ek moet dit of dat of ander ding hê nie. En ons rebelleer teen die waarskuwing. Inteendeel is die Here besig om ons te beskerm teen onsself, teen die vyand, teen die wêreld, deur vir ons sekere waarskuwings te gee. Hy sê vir ons Matteus 7, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie, want met dieselfde oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En die Here kom en hy gee vir ons 'n waarskuwing, hy sê moenie asseblief, moenie dit doen nie. Weet jy hoeveel keer het ek kan nie seker soos die Here gevoel nie, dis wat ek probeer sê nie, maar hoeveel keer het ek al net vir mense gesê, asseblief, moenie dit doen nie. En dan gaan mense hulle doen dit. En die probleem is nie dat hulle nie na raad luister nie, die probleem is die pyn, die seer, die hartseer wat mense beleef as gevolg van die feit dat hulle nie wil luister na waarskuwings nie. Ek waardeer dit as iemand by my kom en sê, weet jy, wees versigtig, daai waarskuwing, wees net versigtig. Dit gaan nie oor reg en verkeerd nie, dit gaan nie eenvoudig nie, weet jy, wees net versigtig wat jy in hierdie situasie doen. Ek het eendag 'n geval gehad, 'n situasie gehad waar iets gebeur het en na die tyd kom die mense na my toe en sê, ja, weet jy, ek wou jou nog gewaarsku het. Regtig? Waarsku my voor die tyd. Moenie wag tot dit gebeur het en dan pas jy ek moes jou gewaarsku het nie. Waarsku my. As jy my waarsku, beteken dit jy's lief vir my, beteken dit jy wil my beskerm, beteken dit jy het my beste belang op die hart. So waarsku my, kom na my toe in liefde en kom waarsku my. Ek nooi jou uit, kom doen dit. Maar ek vra jou ook die toestemming om jou ook te waarsku. As ek rooi ligte sien of ek die hand van die vyand in jou lewe sien, dat ek jou ook kan waarsku. As jou herder wat vir jou omgee, dat ek jou toe kan kom. En weet jy, ek sê altyd vir mense, ek het nou weer gehad in 'n sekere situasie wat ek vir mense, weet jy, ek is altyd die een wat vir mense sê wat hulle nie wil hoor nie. Maar ook eerlik weer waar ek vir jou sê, ek sê dit in liefde omdat jy vir my kosbaar is. Dit wat ander mense nie vir jou wil sê nie, sal ek vir jou sê in liefde. Daai waarskuwing sal ek vir jou gee. Wees versigtig. Wees versigtig. Kan ek een amen kry? So, onderskei die wil van die Here deur goddelike waarskuwings en dan onderskei die wil van die Here deur die volg van goddelike voorbeelde. Deur die volg van goddelike voorbeelde. Romeine 15 vers 4. Hy sê want alles wat tevore geskrywe is, sê die vir die persoon langs jou alles. Hy sê want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Alles is geskrywe tot ons lering. Alles is geskryf vir ons as voorbeeld. Die Bybel is nie 'n geskiedenisboek nie. Die Bybel is nie 'n geskiedenisboekie. Die Bybel is 'n boek van manne en vroue van God oor die eeue heen wat die Here gevolg het en hulle verhale is neergeskryf sodat ek en jy die wil van die Here kan onderskei deur te kyk wat in hulle lewens gebeur het. En ons kry 'n Abraham, en ons kry 'n Moses, en ons kry 'n Josef, en ons kry 'n Dawid, en ons sien al hierdie mense was mense sê die Bybel, selfs Elia, net soos ek en jy, en hulle het tekortkominge gehad, hulle het foute gehad, maar ons kan deur hulle lewe sien, deur hulle optrede sien, kan ons sien wat die wil van die Here is en wat ek as 'n 2025 mens, wat ek en jy moet doen wat die wil van die Here is in 'n gegewe situasie waarin ons is. Dink byvoorbeeld aan die verskil tussen Saul en Dawid. Saul en Dawid en die een het in sonde geval en gerebelleer en dis nie die wil van die Here nie, maar Dawid het geval in sonde en hy het bely voor die Here en hy's herstel. So ons sien baie
duidelik as ons in 'n situasie kom wat ons moet doen, wat die wil van die Here is, hoe ek en jy moet optree. Ons kyk na Josef se lewe en hoe hy te midde van 'n tronk en hy's verkoop as 'n slaaf en alles wat hy deur gegaan het, sien ons dat hy nog steeds die Here vertrou het en dat die Here nog steeds met hom was in daardie situasie. So ek weet vanoggend, maak nie saak in watter situasie ek is nie, die Here sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Hy is met my en die Here sal my guns gee waar ek is, want ek het dit in Josef se lewe gesien. Is jy met my? So ek kan baie duidelik die wil van die Here sien deur Bybelverhale. Ek sê altyd vir hulle met die kinderkerk, asseblief leer vir die kinders die Bybelverhale. Hulle moet weet van Abraham, Isak en Jakob en die hele spul. Hoekom? Want ons hou van stories. Ons onthou stories. Hallo, binnelanders, Suidooster, en whatever se stories jy op die televisie kyk, hoekom kyk miljoene mense dit elke aand? Want dit is 'n storie. En ons hou van stories. En jy kan die volgende dag by die werk kom, jy kan nie onthou wat jy in die Bybel gelees het nie, maar jy kan van almal vertel wat op die storie gebeur het. Hoekom? Want ons hou van stories. En as ek die Bybelse stories lees, weer eens nou soos ons gekyk het van Haman en ons lees net daardie verhaal, dan sien ons die wil van die Here deur daardie voorbeeld wat vir ons gelos het. Ek dank die Here vir die Ou Testament. Ja, as ons kom by die wette en ons kom by die offers, genade tog. Ek weet hoekom het hulle alles soveel keer herhaal nie, maar is daar. Maar as dit kom by die verhale en ek kan sien hoe die Here met mense omgegaan het en hoe mense opgetree het en hoe die Here homself openbaar het aan mense, dan sê ek, Here, maar ek wil dit ook hê. Ek sien hoe hy gemaak het met hierdie een en ek sien hoe hy daai versterk het en ek sien hoe hy daai geantwoord het, want ek leer dit uit die voorbeelde van die Ou Testament en daardeur onderskei ek die wil van die Here. Die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 11 vers 1, Paulus, hy sê, wees my navolgers. Hy sê dit 'n paar keer in sy briewe, wees my navolgers, soos ek ook die van Christus is. Paulus sê, kyk na my, volg my voorbeeld. Die Here gee vir ons voorbeelde. Daarom op 'n stadium in die kerk het hulle met ons pastore gepraat en gesê, weet jy moet 'n mentor kry. Jy moet iemand kry wat al langer het as jy die Here dien, na wie jy kan opkyk, met wie jy kan praat, wie se voorbeeld jy kan navolg. Disippels, dis wat 'n disipel doen. 'n Disipel volg 'n leermeester na. En die Here sê vir ons moet disippels wees en ons moet disippels maak. Ons moet voorbeelde volg. Ek het altyd vir jong mense gesê, weet jy, as jy wil leer bid, gaan sit net, jy hoef niks te doen nie, gaan sit net en luister hoe by die voorbidders. Dis hoe ek geleer bid het. Ek het saam met mense wat kon bid gestaan. Ek het nie geweet hoe om te bid nie. Die sweet het my uitgeslaan. Ek is so bang hulle vra my om te bid, maar ek het saam met hulle in die kringetjie gestaan. Daai jare nog by Sentraal. Ek praat van baie jare terug. En daar het ek tussen manne en vroue wat die Here kon aanroep gestaan en ek kon hoor hoe hulle bid. Ek kon hoor wat hulle bid. Hulle voorbeeld het aan my die wil van die Here geopenbaar rondom gebed. En so is dit belangrik dat ons vir ons 'n geestelike leier, ek praat nie noodwendig van my as leier nie, maar 'n geestelike ma of 'n geestelike pa of iemand sal kry met wie ons kan by wie ons kan raad kry. Frans wat net gepraat dat ek nogal so nou en dan 'n bladsy hier of daar lees. Ek doen dit eenvoudig want ek wil die wil van die Here onderskei deur iemand anders se ervaring. Is jy met my? As die Here homself openbaar het aan Smith Wigglesworth en ek lees sy boeke, dan gaan die Here homself openbaar aan my, want hy's nie 'n aannemer van persoon nie. So ek lees dit sodat ek deur sy voorbeeld kan sien wat die wil van die Here in 'n situasie is. Julle word stil. So ons kan kyk na Dawid en na Abraham en na Josef en na Samson en almal, elkeen se storie openbaar iets van die wil van die Here vir ons. Onderskei die wil van die Here deur goddelike beginsels. Baie belangrik. Daar's sekere beginsels. Nou 'n beginsel is iets wat enige iemand op enige plek, enige tyd kan doen en dieselfde resultate kan verwag. So in ander woorde, of jy in Afrika bly, of jy in Amerika bly, of jy ryk is of jy arm is, of jy man of jy vrou is, of jy kind of 'n groot mens is, 'n beginsel is iets wat enige iemand enige plek kan toepas met dieselfde resultate. Klim op die dak, jy hoef nie te glo aan gravitasie nie, maar as jy op die dak klim en jy spring af, wat gaan gebeur? You're going down. Jy gaan val. Of jy dan glo of nie, jy kan klim, jy kan bind, jy kan duiwels uitdryf, jy kan maak dit wat jy wil. As jy van die dak af spring, gaan jy onder toe. Probeer dit met sambreel, dit keer die val so bietjie, ons het dit gedoen as kinders, maar nie baie nie. Maar in elk geval, so, onderskei die wil van die Here deur goddelike beginsels. Daar's sekere beginsels in die woord van die Here, wat die wil van die Here aan ons openbaar. Een daarvan, en seker een van die belangrikste, kry ons in Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Dis 'n geestelike, Bybelse, goddelike
beginsel. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak of jy daarin glo nie. Die Bybel sê vir ons, wat hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Dit maak nie volgens saak wie jy is nie. Ons is almal besig om te saai en te maai elke dag. Deur ons optrede, deur ons woorde, deur ons dade, deur ons finansies, geestelik. Ons is besig om die heel dag, elke dag is ons besig om te saai. En daai saad gaan opkom en gaan vir ons 'n oes bring. Of jy daarin glo en of jy nie daarin glo nie. Ek en jy is elke dag besig om te saai. Dis 'n geestelike, goddelike beginsel. Daar's nog, maar ek wil vanoggend net jou aandag vestig op die een dat ek kan aangaan. Maar ek wil hê jy moet vanoggend weet dat daar sekere beginsels, vergifnis is 'n beginsel, liefde is 'n beginsel, gebed is 'n beginsel. Al daardie beginsels in die woord van die Here is van toepassing op elkeen van ons. En die wil van die Here word geopenbaar deur daardie beginsels. En deur daardie beginsels te leer, deur daardie beginsels te bestudeer en toe te pas, word die wil van die Here geopenbaar in daardie gegewe situasie. Jy weet ek raak op my senuwees as jy stil raak, né? So praat bietjie met my. Goed, nommer 5, ek maak klaar. En hier is altyd vir my die beste. Onderskei die wil van die Here deur goddelike beloftes. Dis vir my altyd die wonderlikste om te weet dat die Here sy wil aan ons openbaar deur sy beloftes. Die Here kan nie 'n belofte aan ons maak as dit nie sy wil is nie. Want weer eens dan gaan hy teen sy eie karakter in. Die Here gee vir ons beloftes sodat ek en jy deur daardie beloftes die wil van die Here kan ontvang. In Handelinge 2 vers 39 hy sê want hierdie belofte is die belofte van bekering en die doop met die Heilige Gees. Hy sê hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here na hom sal roep. So is dit die wil van die Here dat almal gered sal word? Ja, want die woord van die Here sê dit. Is dit die wil van die Here dat ek gedoop sal word met die Heilige Gees? Ja, dis die wil van die Here, want die belofte kom aan ons toe. Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in Christus is hulle ja en amen tot die heerlikheid van die Here. So nou wil ek weet, is dit die wil van die Here, 'n sekere ding, is dit die wil van die Here dat hy in my behoeftes voorsien, nou gaan soek ek 'n belofte, en dan kom in Filippense wat die Here sê, en hy sal aan elke van my behoeftes voorsien, volgens sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Yes, dis die wil van die Here, want ek het 'n belofte wat daardie wil van die Here aan my openbaar. So kan ek deurgaan met genesing, en so kan ek deurgaan met bevryding, en so kan ek deurgaan met die doop in die Heilige Gees, en die spreek in tale. Gaan kyk daardie goed, gaan kyk wat die opdragte is, gaan kyk wat die waarskuwings is, maar gaan kyk ook wat die beloftes is, want in die belofte is die wil van die Here geopenbaar. Kan ek 'n amen kry? Hy sê in Hebreërs hoofstuk 8 vers 6. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond, die nuwe verbond, die Nuwe Testament, beter verbond wat op beter beloftes wetlik gegrond is. Die hele Nuwe Testament of dan die nuwe verbond in Christus Jesus wat God in ons gesluit het, al ons seën en voordeel in daardie verbond word aan ons verduidelik en geopenbaar deur beloftes. Elke voordeel, elke seën word vir ons gegee deur beloftes. Dis op beter beloftes, dis die beloftes van die Here. Aan die ander woord, dis beskikbaar, dis myne, maar ek moet deur proses dit in besit neem. Maar vanoggend moet ek die wil van die Here daardeur kan onderskei. Die Bybel sê vir ons in 2 Petrus 1 vers 4. Luister net na hierdie laaste versie, want partykeer is die goed so groot. Die Bybel sê waardeur hy, dis Jesus, ons die grootste en kosbare belofte geskenk het, sodat julle deur die belofte deelgenote kan word aan die goddelike natuur, nadat julle verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikhede in die wêreld is. Die beloftes van die Here gee my toegang tot die natuur van God. Deur die beloftes van die Here, van bekering, sy woord, doop in die Heilige Gees, daardie beloftes gee my toegang van 'n lewe in verhouding met God, waar sy natuur my natuur word. En dit is alles deur beloftes. So vanoggend vra ek in 'n gegewe situasie, wat is die wil van die Here? Wel, onderskei die wil van die Here
deur goddelike opdragte. Wat is die opdragte wat die Here aan ons in sy woord gegee het? Onderskei die wil van die Here deur goddelike waarskuwings. Waarteen waarsku die Here ons? Miskien moet ons dan maar wegbly, dis nie die wil van die Here nie. Onderskei die wil van die Here deur goddelike voorbeelde. Gaan kyk in jou omgewing, maar ook in die Bybel, deur mense se lewensverhale, autobiografieë as jy wil, gaan kyk hoe die Here met hulle gewerk het, wat die Here gedoen het en kyk wat die wil van die Here is in 'n gegeewe situasie. Onderskei die wil van die Here deur goddelike beginsels. So belangrik. Die beginsels bevat die wil van die Here en dan onderskei die wil van die Here deur sy beloftes. Deur sy beloftes. Ek wil afsluit vanoggend deur te sê wat ek in die begin gesê het. Sekere dinge raak in die wil van die Here is baie duidelik wit en swart. Maar daar's sekere besluite wat ek hier moet neem wat ons nie seker is wat die wil van die Here is nie. En dan deur hierdie 5 dinge moet ons leer om die wil van die Here te onderskei. En is dit moontlik? Ek is bly jy het gevra want ons geleesde gedeelte sê dat ons deur die vernuwing van ons gemoed kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Die Here gee vir ons deur sy woord en deur sy Gees gee die Here vir ons die vermoë om sy wil, sy volmaakte wil in elke situasie te kan onderskei. Vanoggend moet ek en jy daai besluit neem. Ek gaan die wil van die Here soek. Ek het agtergekom baie keer soek ons nie die wil van die Here nie want ons is bang dat die wil van die Here teen my wil gaan wees. Ek wil so graag dit doen dat ek nie die wil van die Here vra nie want miskien sê die Here vir my nee of miskien sê die Here doen iets anders. So ek doen dit maar liewers net soos ek dit wil doen in die hoop dat dit alright sal wees met die Here en dat hy my poging sal seën. In plaas daarvan om net na die Here te gaan sê, Here, is dit U wil? Is dit U wil? Onderskei, help my om dit te onderskei in hierdie situasie. Kom ons sluit die oor aan bid ons saam. Here, ons begeerte is vanoggend om U wil te doen. Ons begeerte is om U in alles te behaag en om U volmaakte wil in elke situasie van ons lewens te kan onderskei. En ons bid vanoggend, Here, deur die woord, deur die genade en deur die Gees wat in ons woon, help ons, Here, om U wil te kan onderskei in Jesus naam. Amen.